Drukkie maak 'n verskil. Drukkie is 'n klein bietjie senuweeagtig, maar tog ook opgewonde terwyl sy skool toe loop. Vandag is haar eerste dag by haar nuwe skool. By die ingang van die skool begin dinge vir haar 'n bietjie vreemd lyk en voel. Die hele gebou is dan donker, grys en vaal, asof hy al sy kleur verloor het. Selfs die leerlinge en die onderwysers wat daar rond staan, is vaal en skakerings van grys, amper so skaduwees. Drukkie haal diep asem en stoot dan die deur na die skool oop. Die gang is stoepstil en die leerlinge loop voetslepend aan, terwyl almal se koppe hang. Die kinders praat nie eers met mekaar nie. Niemand sien eers vir Drukkie wanneer sy verby hulle loop nie. Die mure is 'n dowwe, lewelose grys en die kaste teen die muur lyk moeg en oud. Drukkie se hart begin seer voel. Dit was glad nie hoe sy haar nuwe skool voorgestel het nie. Drukkie is egter nie iemand wat so gou al opgee nie. Sy's mal daaroor om nuwe maatjies te maak en sy's vas van plan om hierdie plekkie op te helder. Maak nie saak hoe grys en vaal dit nou voel nie. Die eerste periode is dit wiskunde. Drukkie gaan sit by 'n oop stoel langs 'n dogtertjie met 'n lang grys vlegsel. Die meisie kyk nie eers op nie. Sy bly net staar na haar boeke. "Hallo, my naam is Drukkie," sê sy met 'n groot glimlag. "Wat is jou naam?" Die meisie kyk skuins na Drukkie, haar oë dof en moeg. "Ek is Mia," mompel sy en kyk dan weer weg. Drukkie sien dat Mia se hande liggies bewe. Sy lyk regtig senuweeagtig. Die onderwyser, 'n lang man in 'n grys pak, begin met sy les. Maar Mia hou net aan om met haar hande te vroetel. Sy lyk net meer en meer bekommerd. Drukkie skuif bietjie nader en vat dan Mia se hand. "Alles gaan reg wees," fluister sy. "Jy gaan goed doen." Tot haar verbasing trek Mia nie haar hand weg nie. Sy kyk na Drukkie, haar oë groot en bang. Drukkie gee haar hand 'n drukkie en dan, sonder om daaroor te dink, trek sy haar nader en gee vir haar 'n warm drukkie. Mia maak eers haar ruggie styf, maar ontspan dan en gee Drukkie 'n lekker drukkie terug. Net daar gebeur 'n ongelooflike ding. Terwyl Drukkie vir Mia 'n drukkie gee, begin 'n sagte glans deur Mia se grys hare versprei en dit verander in die mooiste bruin blink. Haar vaal grys rokkie verander in 'n helder blou en haar wange begin pink gloei. Mia knip haar oë verstom terwyl sy afkyk na haar kleurvolle kleertjies. "Dankie," fluister sy, haar stem nou helder en sonder enige bewerigheid. Drukkie glimlag. "Ek is bly ek kon help." Soos die dag sy gang gaan, ontmoet Drukkie nog meer leerlinge. Elkeen net so grys en vaal soos die vorige. In die kafeteria sien sy 'n seun wat alleen sit en sy grys sking word onaangeraak voor hom. Hy staar net na die kos. "Hallo, ek is Drukkie," sê sy, terwyl sy langs hom gaan sit. "Is alles reg?" Die seun trek sy skouers op. "Seker," mompel hy. Hy lyk so hartseer dat Drukkie nie kan help om nader te loop nie. Drukkie huiwer nie eers nie. Sy gooi haar arms om hom en gee hom 'n groot druk. Die seun skrik eers, maar dan glimlag hy vir die eerste keer daardie dag. Sy grys hare verander in die mooiste rooi en sy hemp verander net daar in 'n vrolike wit en rooi een. Een vir een kry Drukkie leerlinge wat net so 'n bietjie omgee en vriendelikheid nodig het. Sy druk 'n meisie wat te skaam is om in die klas te praat
en haar grys skoene verander in die mooiste blink pers skoene. Sy druk 'n ouetjie wat te bang is om na die sokkerproe toe te gaan en sy grys broekie verander in 'n helder groen een. Gou-gou begin die storie versprei dat daar 'n nuwe meisie is wat die kleer kan terugbring skool toe. Kinders wat alleen en bang gevoel het, begin om na haar te soek en met elke drukkie begin die skool helderder en helderder word. Die grys mure van die klaskamers verander in sagte pastelle. Die vaal kaste kry 'n reënboogglans en die eenstilgange raak nou gevul met vrolike gesels en gelag van kinders. Teen die einde van die week is die hele skool vol kleur en lag. Die kinders glimlag en speel en selfs die onderwysers is vriendelik met die kinders. Die skool voel nie meer soos 'n donker en grys plek nie. Dis nou 'n plek vol van warmte, vriendskap en hoop. Een oggend, terwyl Drukkie deur die helder, vrolike en lewendige gange loop, kom Mia aangehardloop met 'n groot glimlag. Drukkie, jy het alles verander. Die hele skool is anders vandat jy hier is. Drukkie bloos bloedrooi. Ek het dit nie alleen gedoen nie. Al wat ek gedoen het was om 'n drukkie te gee. Maar daai drukkies het groot verskil gemaak, sê Mia en sy trek Drukkie nader vir nog 'n warm drukkie. Terwyl Drukkie haar terugdruk, besef sy dat die skool wat eers so vaal en donker was, weer sy kleur gevind het. Nie net die mure en klere nie, maar ook in die harte van almal wat aangeraak is deur die krag van 'n bietjie liefde en 'n groot druk. Van daardie dag af was Drukkie bekend as die meisie wat die kleur kon terugbring na die wêreld toe. Een druk op 'n slag. Dankie dat jy saam gelees het aan die storie van Drukkie. Het jy dit geniet? Kan jy onthou watter insek op meeste van die bladsye weggekruip het? Weet jy watter diertjies het mekaar elke slag gedruk? Gaan bietjie terug en tel hoeveel mense het Drukkie gehelp in die storie. Is daar dalk iemand in jou skool wat 'n drukkie nodig het? As jy die storie geniet het, wil jy nie die like knoppie vir my druk?